Ons het laasweek gepraat oor die belangrikheid om te bid en die een ding wat ek 'n paar keer genoem het is dat ons is die huishouding van God, nie noodwendig die huis nie. En ek gaan nou by dit uitkom ook. Want baie keer wanneer ons praat oor die huis van God, dan dink ons aan die gebou. So ons is deel van die kerk van Christus, maar ons is nie die gebou nie. En wat vir so awesome is ons het, ek en Marinetjie was Vrydag aand was ons in George gewees, het ons daar so 'n worship ding bygewoon. En Vrydag aand preek die vrou wat die worship event lei, dit was saam met Koinonia Discipleship Training of Academy daar in Mosselbaai van Pastor Raymond Lombard hulle. En sy praat oor dieselfde ding wat ek wil praat vanoggend oor die verantwoordelikheid van die liggaam van Christus Jesus. En hoe ons nie ons verantwoordelikheid vat nie en hoe ons sit en in die slaap raak vir ons gawes. Dat jy so sit van julle met almal van ons besit fantastiese gawes van die Gees gee aan elkeen soos hy afsonderlik wil. Jy sit ons met fantastiese gawes, maar ons sit op ons gawes want ons dink die pastoor is enigste een wat geroep is. En eintlik is ons die liggaam van Jesus Christus. Die pastoor is nie die liggaam nie. Die pastoor is nie die kerk nie. Die mense is. So ek wil praat oor nou ek weet ek het nou eintlik bietjie vooruit uitgegaan, maar ek wil vandag vir jou vra, as ek vir jou sê kerk, aan watse prentjie dink jy? Watse gedagte kom by op? As ek vanoggend sou begin en sê kerk, wat is jou eerste ding waaraan jy dink? Party van ons sal dalk dink aan 'n gebou. Party sal ook dink aan die mooi kathedraal wat gebou word iewers in Frankryk of wat ook al. Party van ons sal dalk dadelik dink aan die toring as jy inry by amper elke dorp, is die NG Kerk se toring daar. Jy dink dit is kerk. So meeste van ons se siening van kerk is 'n gebou, reg? Maar die probleem daarmee is dat dan is dit 'n onaktiewe kerk. As ons kerk sien as 'n gebou, is daar fout van ons siening van kerk. En ons hoor dit baie keer, in watter kerk is jy? Nee, ek is by die kerk daar, as jy net so voordat jy by Oakdale uitgaan op die gebou op jou linkerkant. Dis die kerk. En ons het hierdie prentjie van kerk is 'n struktuur. Kerk is 'n gebou. En die gevaar met dit is dat ons koppel God se teenwoordigheid aan 'n plek en nie aan sy persoonlikheid nie. Ons koppel God se teenwoordigheid aan die gebou net op 'n Sondagoggend, maar nie op 'n Maandagoggend nie. Want ek wil tog net nie u pla vanoggend nie, Here. So as ons kerk sien as 'n gebou en vanoggend gaan ons praat oor die probleem van kerk as 'n gebou. Want 'n gebou kan nie vertel dat Jesus red nie, jy kan. So as ons kerk sien as 'n struktuur, probleem nommer 1, dit was nooit God se vaderhart dat kerk 'n struktuur genoem word nie, of 'n gebou genoem word nie, maar eerder die eklesia, die samekoms van gelowiges. So dan wil ek vir jou vra, mense wat saamkom en woord lees en worship onder 'n boom, is dit kerk? Nee, want ons dink aan dit as 'n gebou. Verstaan ons hoe ons perspektief, 100% ja, ek bedoel net as ons sien kerk as 'n gebou, is kerk nie onder 'n boom nie. Is kerk nie op die strand nie. Is kerk nie in die voertuig terwyl jy reis om met iemand werk toe nie. Is kerk nie by jou werk nie, maar net aan die gebou. En dis die gevaar. Ons val in die tradisionele manier van kerk te gaan, want wanneer is kerk net op 'n? Verstaan ons hoe deceived is ons deur die vyand, want dan gaan ek net Sondag kerk toe. So met ander woorde, dan ontmoet ek net God een keer in 'n week. Hoe sad is dit vir ons? Dat ons die skepper van die heelal net een keer 'n week soek. En laat ons net oor 2 ure gaan, dan is dit verby. Maar die worship net te lank wees. Woord nie genoeg inhoud nie, want kerk sit op 'n Sondag. So die probleem is ons nooit God se hart nie, dat dit gebou word nie. En ek wil vinnig noem, dis goed vir ons om saam te kom hier. So moet jy nou sê, sorry François, ek kom nie kerk toe nie, want ek is in die liggaam van Christus, so ek bly by my. Dis
die Bybel sê ook, ons moet nie die onderlinge byeenkomste misloop nie, so hierdie is goed ook, dis goed, dankie Vader vir Pastoor Marius wat die kerk gebou het vir ons, dankie dat ons in hierdie plek kan bly vir 30 plus jaar, kon ons week na week kerk hou hier, en die mooi dinge wat gebeur het hier, en dankie vir dit, dankie dat ons kan saamkom in 'n gebou, waar daar 'n dak oor ons koppe is, en ons kan lekker sing, en al die, so ek is nie teen kerk as 'n gebou nie, maar ek is teen dat ons dink kerk is die gebou, is 'n struktuur. So dan die probleem is, ons gaan net een keer in die week kerk toe kom, en die sad ding is, ons koppel die Heilige Gees in die kerk as gebou, en dink maar die Heilige Gees wag vir ons hier, totdat ek weer terugkom volgende Sondag, en dan kan ek weer begin waar ons opgehou het hier, Vader, want kerk is 'n struktuur, en ek koppel die teenwoordigheid aan die kerk, as die gebou, so dan dink ek net, ek kan net in die teenwoordigheid van die Here ingaan, een keer op 'n Sondag, en iemand moet my dan lei in die teenwoordigheid van die Here in, want daai persoon werk mos vir die kerk, so hy het die verantwoordelikheid, die band het die verantwoordelikheid om my te voer. Die probleem is in ons kerkdienste gebou, sien ons dit as consumerism, jy kom sit en jy kom ontvang en jy gaan terug huis toe. Dis die probleem. Ons dink kerk is soos 'n restaurant. As ons dit sien as 'n gebou, dan kom ons, jy sit, jy ontvang, jy bestel amper, Here, ek wil dit en jy bestel, en as dinge nie na jou wense is, dan gaan jy na die volgende restaurant toe. Musiek is te hard, dit is te dit, die woord is te lang, die woord is te kort, die sing is te veel, ons sing nie genoeg Afrikaans, ons sing te veel Engels, die musiek is te rof, en dan begin ons consumerism kry, en dan soek ons na entertainment. Kerk wat? My voet. In plaas van in genou by uitkom, as jy kerk sien as die liggaam, beteken ek, Here, waar kan ek dien? Waar kan ek serve? Waar kan ek inpas? En nie by die kerk as AGS nie, die kerk in geheel as die wêreld. Here, waar kan ek serve? Wat kan ek doen? En baie van ons in ons kerk toe kom en jy wil lidmaat word, sê, waar kan ek dien in die kerk? En dit is goed om te dien in die kerk. Of jy nou stoele pak en of jy nou die deur groet of waar ook al, maar dit stop nie op 'n Sondag nie, want weer is ons kerk is 'n gebou, serve jy net een keer in 'n week en jy serve nie die mense by jou werk of waar jy is in jou samelewing, by die skole waar jy is nie, want ons sien net kerk vasgevang, kerk, 'n gebou, kerk een keer op 'n Sondag in plaas van elke dag kerk. Broers en susters, weet jy wat? Jy's die kerk. Jy's die kerk. Waar 2 of meer in my naam vergader, daar soos ek in hulle midde, waar die teenwoordigheid van die Here is, daar's kerk. Kerk is nie op 'n Sondag nie. Hierdie is fantasties, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek love 'n Sondagoggend. Ek love wat om julle te sien, dit is vir my lekker. Julle maak my gelukkig. En die Here en my vrou en my kinders en hulle weet dit, maar om julle te sien, om te groet, en ek weet baie mense hou nie van drukkies nie. Dit is nie dat ek weird is nie, maar ek love drukkies gee, en dit is net en Malanay weet dit ook, en ek dit is my lekker hierdie. Maar julle kerk is nie 'n gebou nie. En dan raak ons krities oor die kerk. Want kerk is 'n plek waar ek iets moet kry. So ons sê ons gaan Sondag kerk toe, maar kerk is nie net 'n gebou nie, kerk is die mense. So wat sê die woord van God vir ons as die kerk? So daar het 'n paar jaar, ek kan onthou hoeveel jaar is dit? Ek dink is amper 1000 jaar na Christus, nog 'n bietjie korter. Kom ons sê tussen 1 jaar en 1000 jaar na Christus is die eerste keer toe gesê het, hierdie is kerk. Hierdie is 'n gebou, hierdie is 'n struktuur. Ander het hulle bymekaar gekom in hulle huise, dit was ook kerk. En hulle het saamgekom in die samekoms van gelowes, maar toe dit begin as kerk, toe begin daar denominasies uitsprei. En hoekom begin denominasies? Want ek stem nie saam met dit wat jy preek of jou opinie, en as gevolg van opinies begin ons ander kerke. En onthou een ding, ons moet altyd besef dat God se woord is die fondasie van enige samekoms. God se woord en God se woord alleen. Dit gaan nie oor denominasie nie, dit gaan nie oor wat jou opinie is of wat die konstitusie van enige kerk sê nie, dit gaan oor wat God se woord sê altyd. God se woord het altyd die hoogste autoriteit oor enige kerkdokument wat daar ooit is en ooit sal wees. God se woord is die hoogste autoriteit, punt en klaar. Daar's niks anders bo God se woord nie. Maar die woord van God, wat was die naam kerk? Ja, ons het gesê in die begin, dit is Ecclesia, as die samekoms van die gelowiges. So, wat sê die Nuwe Testament? Ek het 2 goed uitgehaal wat kerk is, en ek het genoem al die eerste. En die eerste een, dat jy en ek is kerk, die huishouding van God, die mense in die gebou, is die liggaam van Jesus Christus. Aan die ander woorde, ek en jy is die liggaam van Jesus Christus, en hierdie wil ek sê, en ek glo julle ken al my hart, die feit dat ek 'n pastoor is, maak my nie die nek van die kerk nie.
Christus is die hoof, ek sê nek, so ek bestuur en sê Here, ons moet hierdie doen. Die feit dat ek 'n pastoor is, maak my deel van die liggaam. Daar's ledemate, daar's organe, daar's al die dinge wat deel maak van senuweestelsel, daar's are, al die goed wat deel maak van die liggaam. Die feit dat ek 'n pastoor is of enige iemand in die bediening staan, maak hom nie meer werd as enige ander liggaamsdeel in die wêreld nie. Of in die liggaam van Jesus Christus nie. Want ons weet, in Romeine 12 staan daar, as een lid ly die hele liggaam. Voorbeeld, as jy jou klein toentjie stamp in die middel van die aand, as jy badkamer toe gaan op die hoek van jou houtbed, dis seer. Jy loop mank. Dis nie net jou klein toentjie sê, "Ow," en die res van jou liggaam is soos man, shake it off. Want jy wil net nie iemand wakker, want jou hele liggaam voel dit. Dit is hoekom daar 'n senuweestelsel is. So die Heilige kan ons sê dat die Heilige Gees is die senuweestelsel vir die liggaam, waar een lid ly, voel jy maar, hier is fout, kom ons bid vir die persoon. We need the nervous system of the Holy Spirit om vir ons te sê, maar hierso kry 'n persoon swaar. En die Bybel sê ook as een lid vereer word almal vereer. Wanneer jy 'n wedloop doen, wanneer jy hardloop, is dit nie net jou bene wat op die podium staan nie, dit is jy ook. Want mense kan sien, hierdie ou is moeg, hy het hard gewerk, maar dit is die liggaam. Die liggaam bestaan nie uit een deel nie, die liggaam is in geheel, is elke een van ons. So ek en jy, deur die bloed van Jesus Christus, is deel van die liggaam en totaliteit van Jesus Christus, waar Christus die hoof van die kerk, die liggaam is. Ons lees in Efesiërs 1 vers 22 tot vers 23, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. So sê dit, dat onder sy voete onderwerp, alle gesag is onder hom, deur God die Vader, alle gesag onder Jesus Christus, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, punt. Nee, wat sy liggaam is, so wat is kerk? As iemand vir jou ooit vra wat is kerk, die liggaam van Jesus Christus. As die huishouding van God die Vader. Want weer eens, as ons kerk sien is 'n gebou, hoe gaan ons evangeliseer? Hoe gaan 'n gebou vertel dat Jesus Christus red? Romeine 12 vers 4 tot vers 8, want soos ons in een liggaam baie lede het, aan die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in vermaaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Ons moet versigtig wees dat ons nie hierdie goed wil doen in 'n denominasie nie. Want dan voel ons maar daar's nie plek vir my in die kerk nie. Broers, dis hierdie goed is wat ons moet doen by ons werk ook. In jou sirkulêre werk ook. Hier is nie net vir die kerk as gebou nie, hier is die kerk van liggaam van Jesus Christus, waar ons môre is jy nog steeds deel van die kerk. Dit stop nie wanneer ons klaarmaak hier nie. 11:00 vanaand en ek joke nou, ons gaan so lank aangaan nie. Maar dit stop nie nou hier nie. Môreoggend is jy nog steeds kerk. Vanaand wanneer jy by jou huis, by jou gesin is jy nog steeds kerk. Want weer eens as ons kerk sien op 'n Sondag, dan gee ons voor. Trek ons mooiste klere aan en ons moet mooi aantrek. Ek hoor dit, maar ons heg meer autoriteit en meer heiligheid aan die gebou as aan God die Vader. Ons sal baie keer wanneer jy by 'n trou of begrafnis is of so iets en iemand sal dalk 'n woordjie uitglip binne die kerk en sê iemand, "Hey, jy kan nie so praat nie, hy is van die Here nie." Maar môre, hoe kan jy so praat vir God die Vader? Want jy sien as ons kerk is 'n gebou, is die gebou heilig, nie God die Vader nie. So dan het ons meer heiligheid en waarde aan die gebou. Ons stap in met hierdie voorreg, want ons stap in die huis van die Here in. Broers en susters, jy is die huis van God. Die Bybel sê, weet nie dat jy is die tempel van die Heilige Gees. Hierdie gebou is afgesonder en gesalf as 'n samekoms 100%, maar die kerk is nie 'n gebou nie. Die liggaam van Jesus Christus. So ons, almal van ons besit van hierdie gawes, besit ook die gawes van evangelis, besit ook die gawes van apostel, besit ook die gawes van leraar en pastoor as herder, want dit is dieselfde Gees wat in Christus Jesus al die gawes gee om vir jou om te funksioneer vir die liggaam van Jesus Christus, nie vir die AGS nie. Groot verskil julle. 1 Corinthians 12 verse 27 say, "Now you collectively as Christ's body and individually are members of each members of it,
each with his own special purpose and function. Die Bybel is nie geskryf vir klomp pastore nie, of geestelike leiers nie. Die Bybel is geskryf vir ons as normale mense. So een ding besef, en hoor my hart, ek bedoel dit glad nie hoogheilig nie, ek was eers 'n seun van God, voordat ek 'n pastoor was. Pastoor is nie my roeping nie. Die hoogste roeping wat jy kan kry, vrouens, dogter van die lewende God. Dit is jou roeping. Manne, seun van die lewende God. Ons is eers seun, ek was eers 'n seun, 'n kind van God, 'n seun van God, gered deur Jesus Christus, voordat ek 'n pastoor was. So ons moet besef dat elkeen van ons is afsonderlik 'n eenheid in die liggaam. Met ander woorde, jy het 'n doel. En as ons sien kerk as 'n gebou, dan weer eens dink ons die pastoor is geroep vir dit. So die pastoor moet die werk doen, of kom ons sê geestelike leier moet die werk doen, en dan kan ons baie vinnig minderwaardig voel, nê? Dan kan jy baie vinnig voel, maar ek het nie 'n doel nie, ek het nie 'n purpose nie, want jy sien nie jouself as die liggaam van God nie. Julle, dis seker die mooiste doel wat die Here vir ons kan gee. Jy is deel van die liggaam van Jesus Christus. En ons moet besef, nou dat die woord van die Here vir ons sê, ons is die liggaam, moet ons besef, elkeen van ons as gelowiges het 'n verantwoordelikheid om vol te staan in die groot planne van God die Vader vir die mensdom. En word jy is deel van die geheime plan van God die Vader vir die redding van die wêreld, want die Here gebruik jou as 'n konnektasiepunt om iemand te lei na Christus Jesus toe. En daai een ding, ons doen nie die verlossingswerk nie, Jesus Christus doen, so jy kan daai gewig van jou skouers afhaal, dis nie jy wat genees nie, dis nie jy wat wonders verrig nie, dis nie jy wat mense lei na die Here toe nie, of wat mense tot bekering bring nie, dis alles die Gees van God die Vader. Maar ons is samewerkers in die liggaam van Jesus Christus om mense te lei na Christus Jesus. En as ons nie die krag en die belangrikheid van dit besef dat ons die liggaam van Jesus Christus is, en gaan nie een van ons die verantwoordelikheid opneem om te funksioneer as die liggaam van Jesus Christus nie. As ons die kerk as die gebou sien, is dit maklik vir ons om niks te doen nie, om nie verantwoordelikheid op te neem nie, want ek sien my nie as die liggaam van Jesus Christus nie. Maar nou dat ons hierdie waarheid geopenbaar het vir ons, wat die woord al jare vir ons sê, moet ons verantwoordelikheid opneem vir die liggaam van Jesus Christus. En die vyand wil hê 'n kerk, 'n liggaam wat in die slaap is vir die werk van die vyand en vir die Heilige Gees. Die vyand soek dit, die vyand wil ons in die slaap maak vir sy werke, dat ons nie bewus is van sy werke nie, en dat ons ook nie bewus is van die krag wat in jou woon nie. Omdat as ons deel is van die liggaam van Christus Jesus, wat se gees dryf ons? Die Heilige Gees. So dieselfde Gees wat Jesus het deur opgewek het, is dieselfde Gees volgens God se woord wat in jou woon, maar ons glo dit nie, want ek sien die kerk as 'n gebou. Die kerk is die liggaam van Jesus Christus. As jy 'n bloedgewaste kind van God is en gevul is met die Heilige Gees, is jy deel van die liggaam van Jesus Christus. 1 Corinthians 12, so gaan lees maar in 1 Corinthians 12 ook baie mooi oor die gawes van die Gees. 1 Corinthians 12 vers 13 in die Amplified sê, "For by one Holy Spirit we are all baptized into one body, spiritually transformed, united together, whether Jews or Greek, Gentiles, slaves or free, and we all made to drink of the Holy Spirit, since the same Holy Spirit fills each life." En dan ons dink aan slawe, en hy sê slawe hier, is dit nie slawerny nie. Dis mense wat vir iemand werk. So die Bybel is nie vir slawerny, om baie keer praat hulle van slawe, jy met jou meester eer, beteken as jy vir iemand werk. Okay, so dit beteken nie jy is verkoop as 'n slaaf, waarvan ons lees van Josef wat sy slaaf verkoop is nie. Dit gaan oor jy as 'n slave of free, met ander woorde, is jy die werker, of as jy dalk of as jy die persoon wat die werk gee, of as jy wat dalk vir iemand werk. Okay, so dis waaroor dit gaan. Maar elkeen van ons is gevul met die Heilige Gees. En dit bind ons saam en dit gee ons is die samewerkers in die liggaam van Jesus Christus. So ek wil vir jou sê vanoggend, dit wat jy doen maak saak. Jou sirkulêre werk, dit wat jy doen in hierdie wêreld, dit maak saak. Solank ons die volgende in gedagte het, ek het Vrydagoggend, toe praat ek oor Josef,
die dromer technical dream code, wat hy kry die amazing droom van die gerwe van sy broers wat voor syne buig en hy gaan vertel dit vir sy broers. Nou Josef moes dalk nie dit gedoen het nie, hulle soos luister jy, ons gaan doodmaak, jy praat nie so nie, en hulle wil hom gooi in die put, onthou, hulle sak hom nie af nie, hulle gooi hom in die put en dalk het hulle hom 'n bietjie ook, en Ruben is soos nee, ons kan hom nie doodmaak nie, want hy en so aan, hy sê kom ons verkoop hom, die slaaf kom verby, verkoop hom aan die slaaf, hy's in die paleis van Potifar, waar hy sy beste doen, en die Bybel sê, and the Lord was with Joseph. Hy is eers in bevind daarso, hy is toe eendag alleen, en die Bybel sê ook, dat Josef was fris en mooi, en Potifar se vrou hou toe van fris en mooi, en sy sê vir hom, kom lê by my, hy sê, wow, die Potifar het vir my alles gegee, daar's geen hoër gesag, behalwe Potifar, as ek het nie, hy het alles my gegee, behalwe vir jou, want jy syne. En sy sê, nee, kom lê by my, en sy vang hom aan sy kleed, en hy ruk weg, en hy hardloop, en Potifar is, en sy skree, help my, hy wou my verkrag het, en hy wou sy by my kom lê het, en Potifar kom, en hy sê, hy dink, hoe het jy Josef se kleed, sy vertel hom, hy sê, tronk toe met jou, Josef, wat alles tot die beste van sy vermoë doen, Josef word in die tronk gegooi, die Bybel sê, and the Lord was with Joseph. Hy word eers in bewind van die tronk gewees, net onder die leiwagte, doen sy beste in die tronk, want in alles wat hy doen hy asof vir Christus Jesus. En nie een oomblik het Josef gesê, yes, Here, wil nie bietjie by iemand anders te wees, want as u by my is, loop dinge net die hele tyd skeef. En hy doen sy beste daar, en die skinker en die bakker kom met 'n droom, en die Here help hom 'n droom uit te lê, en hy sê vir die bakker, sorry, jy gaan voor Vader verskyn, en hy gaan jou teen 'n paal hang, en die voëls gaan jou oë opeet. Gelukkig skinker, jy gaan bly leef, jy gaan weer in sy diens. Hy sê vir my, maar een ding voor jy gaan, onthou my, want ek hoort nie hier nie. Hier is nie die plek waar ek hoort nie, maar terwyl hy nie in die plek is waar hy hoort, en doen hy nog steeds sy beste vir die Here. Want hy weet, hy is deel van 'n groter plan. Gaan toe nou 2 jaar gaan verby, die skinker vergeet heeltemal. Farao wat soos 'n god is, kry die droom van die 7 beeste wat uit die rivier uitstap, maar vetbeeste toe maarbeeste, en eet mekaar op, en al die weer droom, en hy vertel dit toe vir sy bidders of vir sy mense, en die skinker is soos, yes, Farao, daar is so 'n ander ou in sel 17C. Hy kan drome uitlê. Hy het vir ons vertel, en dit het waar geword, en Potifar sê, gaan haal hom, en hulle skeer hom, shave hom mooi skoon, was hom, trek hom nuwe klere aan, want hy verskyn nie voor Potifar as 'n tronkvoël nie, maar as 'n mooi man, fris en mooi weer, en hier staan hy, en hy sê, en Potifar sê, ek hoor, jy kan drome uitlê, en hy antwoord, hy sê, nee, ek kan nie, maar my God kan. Met ander woorde, hy daag hom nie uit nie, maar hy sê, jy dink, jy's 'n God, maar my God kan jou drome uitlei. Hy sê vir hom, okay, wys my groen, en hy gee vir hom wysheid, en hy lê die droom uit, en hy sê, okay, maar nou kort jy 'n verstandige man, Potifar, wat 7 jaar met julle opgaar, moet julle bymekaar maak, uit die hongersnood julle nie kan beïnvloed nie, en Potifar sê, ek stel jou in bewind van Egipte. Jy sal tweede in bewind wees, net ek sal hoor as jy wees. Hy gee vir hom 'n seelring, hy gee vir hom mooi klere, juwele, hy laat hom in die tweede beste koets ry wat daar sou is, Potifar se koets, en terwyl hy gaan ry, sê mense, betoon hierdie man eer. And the Lord was with Joseph. Nou Josef het 'n kans gehad om homself eer te bring, né? Toe Potifar van hom sê, kan jy drome uit, en hy gesê het, yes, ek kan. Ek kan, maar hy gee eer aan die Here, en die Here herstel sy eer, want Kolossense 3:23, wat julle ook al doen dit van harte, soos vir die Here, nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Hoor gou hier, Christus is die Here in wie se diens julle staan. So ek wil vir jou sê vanoggend, dit wat jy doen, maak saak. 'n Paar voorbeelde, as jy huise verkoop, jy maak saak. Iemand trek dalk van die stad af hiernatoe, as gevolg van werkomstandighede of wat ook al, trek na 'n vreemde dorp toe, soos Riversdal, wat 'n fantastiese dorp is, en hulle bid, hulle sê, Here, waar gaan ons blyplek kry? Jy wat huise verkoop, hulle bel jou, bo enigiemand anderste, en jy kry vir hulle die perfekte huis, jy's 'n antwoord op hulle gebede. As jy in die onderwys is, ons bid vir ons kinders, ons as ouers bid en sê, Here, leer ons kinders, en ons kinders beland in jou klas, want jy is 'n kind van God, en jy leer hulle. Of jy met diere werk, mense bid vir 'n dier, en jy's die een wat hulle help. As jy 'n dokter is,
Hoor my hart, ek weet die Here genees onmiddellik. Ek weet die Here kan genesing doen, maar veronderstel jy's 'n dokter en jy loop in 'n winkelsentrum en iemand val flou voor jou en iemand bid en sê, Here help. Jy's daar as gevolg van jou beroep, help jy direk in die koninkryk. Of jy 'n elektriesien is of jy 'n plammer is, julle as die plumbing gaan in die huis, is dit iets wat vir ons eers doen is ons bid. En jy kan kry 'n nommer en die Here stuur iemand. Of jy 'n bouer of jy 'n boer is, alles wat jy doen het koninkrykswaarde. Direkte impak op mense om jou. Dalk werk jy in 'n kantoor en die persoon oorkant jou irriteer jou grensloos. Die Here sit jou daar omdat jy hier sê dat wanneer hulle deel 'n moeilike tyd gaan na jou toe kom en sê, weet jy wat, sê jy vir my bid asseblief. Ek sien jou as 'n bidder. Sê jy vir my bid asseblief. Dit wat jy doen maak saak. Dit wat jy saai in die koninkryk, dit maak saak. En ek gaan nie oor geld preek nie, maar Mordecai Ham was Amerikaanse evangelis in 1934. Nou hy was genader om te preek in Charlotte, North Carolina deur 'n mansgroep en hierdie manne koop toe in sy bediening in. En hulle help betaal vir die herlewing crusades wat hierdie ou hou. En in een van daai crusades sit daar 'n tienerseun met die naam Billy Graham. Hy kom tot bekering onder Mordecai Ham. Omdat mense vir Mordecai gevand het om te kan bedien om te preek. So dit wat jy doen, maak saak. Jy en baie keer voel ons maar moet 'n pastoor is of evangelis wees. Waar staan dit in die woord dat net pastore en evangeliste werk vir die Here? Die Bybel is nie geskryf net vir geestelike leiers nie. Die Bybel is geskryf vir normale mense soos ons. So besef jy en ek die verskil wat jy maak as jy kerk sien as die liggaam en ek deel van die liggaam is, besef jy wat 'n verskil jy kan maak waar jy ook al gaan. En daarom kan ons sê, soos Kolossense 3:23 sê, in alles wat ek doen, doen ek asof vir die Here. Here, of ek my werk nie van my werk hou nie. Josef het nie van gehou om in die tronk te wees of om in die slaaf verkoop te word en dan accused word van iets wat hy nie gedoen word deur Potifar se vrou nie, maar nogtans het hy alles gedoen tot eer en verheerliking van die naam van Jesus Christus. So wat jy ook al doen, of jy 'n mechanic is en jou kar breek, mense bid en sê Here help en jy maak hulle kar reg. Want God gee daai vermoë om dit te kan doen. Moenie dink dat jou werk nie koninkrykswaarde het nie. Ek glo 100% in divine appointments. Die Here sal mense oor jou pad stuur wie jy nodig het op 'n spesifieke tyd, wat jy ook al doen. Want jy as die liggaam van Jesus Christus staan in direkte diens van die koninkryk. Jy het koninkrykswaarde wat jy ook al doen. Dalk is jy 'n huisvrou. Julle besef julle hoe hard julle werk. Wat julle doen vir ons en vir die kinders. So asseblief, moenie dink dat dit jou werk is nie significant nie. Die Here sit jou in sekere posisies omdat hy jou daarop wou gehad het vir sy doel. So ek wil vir jou vra, werk is 'n werker wat hom nie self skaam vir sy werk nie. Werk hard. En dit wat jy doen, doen dit asof vir die Here. En ek verstaan ons kan baie kla. Ek verstaan dit. Maar werk en arbei van ons mense wat die Here in jou nodig het. Moenie dink jy is significant nie, want jy, en Here, ek bid dat hierdie saak kan insink, jy is die liggaam van Jesus. Die laaste ene is die woord sê vir ons as die kerk, as die gemeente is ons sy bruid. Jesus het nie kom sterf aan 'n kruis vir hom om te fellowship met 'n gebou of die mense in 'n gebou een keer op 'n Sondag nie. Jesus het gesterf aan 'n kruis vir verhouding. Dis hoekom hier dat jy en ek is die bruid van Jesus Christus. En of ons dit besef of nie, of wil aanvaar of nie, daar kom 'n dag waar die bruilof gaan aanbreek. En waarmee gaan die Here jou besig vind? Ons as, mag ek sê, verloofdes van Jesus Christus, tot die bruilof kom, waarmee hou ons onsself besig? Wat se egbreek pleeg ons tussen ons en God die Vader, tussen ons en Jesus Christus? Wat se ander gode soek ons? Wat se ander plesier soek ons? Want as ons kerk sien as 'n gebou, gaan ons ander goed soek vir plesier en bevrediging in plaas van as ons selfs as die bruid van Jesus Christus gaan sê, Here, ek wil niks anders hê behalwe U nie. You satisfy my need supply. U is my bruidegom.
So ons is die bruid van Jesus Christus. Ephesians 5:22-27 en 32, ek lees hierdie altyd op betroue en dit is so awesome, maar vers 32 is eintlik so amazing. So moenie nou, as jou vrou of jou man langs jou sit, om met die elleboog stamp nie. Dit gaan nie nou oor huwelik nie, dit gaan oor die gebou van Christus, hoor. So moenie net snap en sê, hoor jy? Wives, be subject to your own husbands as a service to the Lord, for the husband is the head of the wife, as Christ is head of the church, himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also wives should be subject to their husbands in everything, respecting both their position as protector and the responsibility to God as the head of the house. Husbands, love your wife, seek the highest good for her, and surround her with caring, unselfish love. Just as Christ also loved the church, the body, and gave himself up for her, so that he might sanctify the church, having cleansed her by the washing of the water with the word of God, so that in turn he might present the church, the body, to himself in glorious splendor, without spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy, set apart for God and blameless. Hier is 'n mooi vers vir huwelik, 100%. Maar een van die hoofpunte van hierdie vers is ook die liefde wat Jesus vir ons het. En die liefde wat ons veronderstel is om te gee vir Jesus Christus. So baie keer kan ons hierdie woord gebruik in die huwelik om eintlik mekaar reg te wys, maar die Bybel sê jy moet dit so doen. Maar as jy gaan lees wat die Bybel sê in vers 32, this mystery, want hy praat oor hy sê twee sal, daarom sal 'n man en vrou sy huis verlaat as sy vrou aankleef en hulle sal een word. Hoor nou hierso. The mystery of two becoming one is great, but I am speaking with reference to the relationship of Christ and the church. So wat moet gebeur met ons en Jesus? We must become one. Soos 'n man en vrou een is, soos ons en Christus veronderstel is om een te wees. En julle in die vyand weet dit. En die vyand haat dit. Die vyand haat as ons snap, ek is die bruid van Jesus. En manne, ek weet vir ons is dit bietjie weird. Ek verstaan dit. Ek weet dit vir ons dink ons bietjie eers maar besef ons in die posisie waarin ons is as mens. Het Jesus ons kom sanctify? Het hy ons kom uitkies? Het hy ons kom vra om te trou? Het hy ons kom vra om te sê, sal jy my bruid wees? En ons dink baie keer ons kies Jesus eerste. Nooit. Hy het jou kom haal in die put waarin jy was, in duisternis, en het jou gebring op 'n plek, en hy is die een wat ons skoon maak, the cleansing with his word. Hy sê hierso, and so that in turn he might present the church to himself. Nie as 'n show vir almal om te sien nie. Sê show hier's vir homself, without spot or wrinkle or any such thing, that she, ons, would be holy, set apart for God and blameless. Ons is die bruid van Jesus Christus. Met wat gaan die Here ons besig vind as hy kom? Gaan ons in die slaap vind? Of gaan hy ons soekend vind? Want as ons eintlik besef en snap, maar kerk is die liggaam van Jesus Christus, en kerk is nie die gebou nie, kerk is die bruid van Christus, dan sal ons wil probeer tot die beste van ons vermoë ons bruidegom lief hê, met alles wat in ons is. Wanneer ons kerk sien as 'n gebou, glo ek tradisie het ons verblind en ons heg meer waarde aan die gebou as aan die Here. Ek glo dat tradisie laat ons dink 'n gebou kerk is net op 'n Sondagoggend. Maar as ons dink aan kerk as die liggaam van Jesus en as sy bruid, glo ek dat ons is in verhouding. Want dis die verskil. Christus het kom sterf dat ons nie in tradisie val nie, maar dat ons in verhouding sal oorgaan. En dis wat die Here vir ons wil hê. So as iemand vir jou vra wat se kerk is jy, sê ek is die bruid van Jesus. Ek is deel van die liggaam van Jesus Christus. Ag nee, maar wat se kerk is jy? Dis nie die kerk wat ek behoort. Want dit maak nie saak wat se denominasie jy is nie. Denominasies bring jou nie in die hemel nie. Die woord van God, die bloed van Jesus Christus doen. So julle mag ons die kerk sien, ons, nie as die gebou nie, maar as die huishouding van God die Vader. En mag ons besef, ek het 'n verantwoordelikheid om te gaan nou, want ek is deel van die liggaam van Jesus Christus. Ons bid. Vader, dankie vir die oggend, dankie vir wie U is.
Dankie vir die goedheid, dankie vir die guns, dankie dat U genadige God is. Here, ek wil vir U kom vra, kom breek af hierdie gedagte wat ons het van kerk as 'n gebou, want dan is dit een keer op 'n Sondag, Here Jesus. Ons reg meer waar dan die kerk. Die kerk, die gebou is heilig. Here Jesus, maar dan leef ek soos ek wil op 'n Maandag en eintlik Here Jesus, is U teenwoordigheid nie gekoppel aan die kerk. Dankie vir dit. My teenwoordigheid is gekoppel aan ons. Here, waar 2 of meer in my naam vergader, as ek in hulle midde. Here, U wat met ons is oral waar ons heen gaan. Dankie vir dit. Here, mag ons onsself as die kerk sien, as die liggaam, die ekklesia, die samekoms van gelowiges, sien as die liggaam van Jesus Christus en onsself sien as die bruid van Jesus. En nou kom 'n dag wat ons gaan in die bruilof in. Maar die ding is, Here, ons lampe moet vol wees. We have to be ready. Ons kan nie nog langer wag nie, Here. Here, en as die liggaam, Here, kom help ons, Here, kom maak ons wakker dat ons kan begin beweeg in hierdie dorp, Here. En Here, en ek dink baie keer dink ons maar die pastoor moet dit doen. Here, ons Here, en hy moet al hierdie goed doen. Here, maar hier sit mense met fantastiese gawes, maar ons doen niks, want ons dink die pastoor moet. Here, die pastoor het ook sy werk, Here. En daarom, Vader, moet ons as liggaam saamwerk, Here. En weer eens, Here Jesus, dat as daar 'n liggaamsdeel wat dalk swaar kry, ons sal sensitief genoeg wees deur die nervous system van die Heilige Gees, sensitief sal wees en sien wanneer daai persoon swaar kry. En kom help ons asseblief, Here. Here, kom vul ons met U krag, kom vul ons met U heerlikheid. En Here Jesus, kom help ons in hierdie week om die liggaam van Christus te wees en die bruid van Jesus Christus, sodat mense sal weet ek behoort aan Jesus Christus. Nie net wat ek sê nie, maar hoe ek leef. En omdat U ons bruidegom is, Here, omdat U ons losgekoop het, ons skoon gewas het met U woord, met U bloed en gevul het met die Heilige Gees, Here, daarom wil ek geen ander een hê nie, want U is my geliefde. Ek klou aan U vas, ek hang aan U hart. En Here, kom vul ons asseblief met hierdie revelation, Here, wat eintlik net hier staan in die woord. Dat ons nie die deception sal glo van die vyand van kerk is net op 'n Sondag as 'n gebou nie. Maar ek sal glo ek is die kerk. Ek is deel van die liggaam van Jesus Christus. Ek is die bruid van Jesus Christus. En ons bring U al die lof en al die eer. Seën ons, Here. Here, U weet wat gebeur in die week in ons dagboeke. Here, ek wil vra dat U ons kan kom krag gee elke dag asseblief, Here Jesus. En kom help ons om ons getuienis op te pas as die liggaam van Jesus en as die bruid van Jesus Christus. Kom seën ons asseblief, Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.